Baie welkom by hierdie luistermeditasie. Dit is vandag Woensdag 19 Maart 2025. Ons is nou in die tweede week van lydenstyd. Die teksgedeelte waarby ons vandag in stil staan is Filippense 3 vanaf vers 17 tot 4 vers 1. As deel van ons lydenstyd reis op pad na Pasen, het ons elke week 7 kerse voor ons, 7 lydenstydkerse. En elke week doof ons een van die 7 uit, tot op Goeie Vrydag. Ek nooi jou nou om hierdie kerse voor te berei, as dit nog nie brand nie, om dit aan te steek. Miskien sou jy dalk net 'n enkel alleen kers kon nader trek, en dit voor jou te laat brand. Word jy eens vir 'n oomblik bewus van die lig wat skyn. Om ons dan ook voor te berei vir die lees van die teks, wil ek ons eers neem na 'n bekende gedig van Tosius. Die wêreld is ons woning nie. Net 'n gedeelte wat ek daaruit wil voorlees. Die wêreld is ons woning nie. Dit voel ek as die wind ontwaak. As die eikebome knars en kraak. Dit hoor ek in die fladdering van voeltjies wat hul vlerke slaan teen die verwarde boomtakke aan. En as ek nader kom, dan vind ek by die maan se wisselstraal 'n nes vol kleintjies deur die wind omlaag slinger, dood verplet. Ek voel dit dan aan alle ding wat in die nagstond my omring. Die wêreld is ons woning nie. Ons blaas nou die tweede lydenstydkers dood. Let op hoe die rook traag die put verlaat en stadig styg tot in die rigting van die plafon. So voel ons gebede soms, wanneer die wêreld ons uitdoof. Maar tussen ons en die hemel hang 'n plat dak laag en koggel die kraaie op die nok ons twyfel en ongeloof. Maar mag die Gees van God 'n venster oopmaak vir ons gees om asem te skep in die koelte van sy teenwoordigheid. Here, ek kom na U, U as my voorbeeld en my hoop. Maak my stil voor U, sodat ek U stem kan hoor, om U te volg, en lei my om by U tuis te kom. Amen. Ek lees Filippense 3 vanaf vers 17. Broers, volg dan my voorbeeld en let op hulle wat so leef volgens die voorbeeld wat ons aan julle gestel het. Want baie, van wie ek dit dikwels vir julle gesê het, en nou weer in trane sê, leef as vyande van die kruis van Christus. Hulle einde is die verderf, die maag is hulle God. Hulle eer is geleë in hulle skande, hulle wat aardse dinge bedink. Ons burgerskap is egter in die hemel, vanwaar ons as verlosser die Here Jesus Christus verwag. Hy sal ons nederige liggame verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, deur die krag wat hom in staat stel om alles aan homself te onderwerp. Daarom, my broers en susters, julle vir wie ek lief is, en na wie ek verlang, my vreugde en my kroon, geliefdes, staan dan so vas in die Here.
Die musikant en digter Dion Meyering sing dat hy sy lewe lank 'n grensbewoner is, tussen die hemel en die doodgewone. Paulus verwoord iets van hierdie tussenin manier van leef. Ons is burgers van die hemel met nederige liggame. Ons deel ons lewens saam met die vyande van die kruis, wie aardse dinge bedink, aan skande eer betoon en al maag vir afgod. Maar ons word ook genooi om rondom ons te kyk na hulle wie se voorbeeld waardig is om gevolg te word. Ons is tuis en onwelkom. Ons behoort en behoort nie. Ons boots na en het botsende belange. Ons is nederig en verheerlik. Ons het paspoorte van die hemel, maar wag op verlossing. In lydenstyd leer ons soos pelgrims te reis tussen hierdie reeds en nog nie van die koninkryk van God. Word vir 'n oomblik stil en raak bewus van hierdie spanning wat jy ook in jou eie lewe moet vashou. Tussen burgerskap en vreemdelingskap. Bring dit nou in gesprek na die Here. Vanuit die tronk nooi Paulus ons om sy voorbeeld te volg en ander wie se voorbeeld soortgelyk is soos die van Paulus. Die letterlike vertaling is om 'n nabootser te wees. Daarteenoor is hulle wat lewe in vyandskap met die kruis, wie se maag hulle God is en eintlik net aandag gee aan hulle drange en hulle behoeftes. Maar wat is dit wat Paulus wil hê ons moet naboots? Dit is die manier hoe hy sy hele lewe oorgegee het aan Christus. Tot op die punt waar selfs dit wat vir hom eens op 'n tyd 'n wins was, in die lig van wie Christus nou vir hom is, het dit niks werd geword. So wat eer jy? Waarin lê jou trots? Wat ag jy as belangrik? Watter behoeftes kan jy nie ignoreer nie? Wat trek jou aandag af? Hoe kan jy in hierdie week kies om hom na te volg? Selfs ten koste van dit wat die wêreld as belangrik beskou.
In die afgelope week wat verby is, moes ek as pa van 2 jong kinders opnuut leer om my verlange, my begeertes en my behoeftes vir hulle lewens te laat gaan. Om my projeksies voor die kruis van Christus neer te lê. Om nie die wêreldse prentjie vir hulle te probeer naboots nie, maar om 'n voorbeeld van Christus vir hulle te wees, sodat hulle kan tuiskom in hulle identiteit as koninkrykskinders van God. Dit was moeiliker as wat ek dit nou hier laat klink. Want die wêreld is te dikwels, te maklik, my woning. Staan vas, pleit Paulus in liefde. Staan vas in die Here, en jy sal nie wankel in die wêreld nie. Ek sluit af met die volgende gebed. Here, my verlosser in hierdie woestyntyd. Dankie dat ek op U kan wag, op U verlossing. Dankie dat U my voorbeeld is, en dat ek kan vasstaan in U liefde. Help my om U te volg op hierdie reis na U kruis en die leë graf. Hoor my as ek U aanroep vanuit my maag, vanuit my diepste behoeftes en begeertes. En lei my, Here, na die hemel waar my burgerskap wag. Amen.